Hallo julle almal, ek hoop dit gaan goed met julle. Dit is hierdie tyd van die jaar met lekker dik baadjies en die winter is omtrent hierso, maar dit is regtig wonderlik om so saam met julle te kuier ook. En so saam met die dik baadjies dan laat dit my altyd dink aan ons Pinkster wat ons dan het hierso ook by die kerk. So ons wil julle graag sommer nooi na Pinkster toe. Ons Pinkster hierdie jaar by ons gemeente hierso is die 9de tot die 12de Junie, mens so eintlik ons sê die 8ste, maar die aand van die 8ste, Sondag aand, volgende Sondag aand, en dit is dan vir ons tieners 'n Pinkster, en dan die Maandag die 9de tot Donderdag die 12de, is dit ons Pinkster vir al die ander mense elke aand, en almal van julle is welkom, kinders ook. Ons tema hierdie jaar is die Heilige Gees, maar kom kuier saam met ons, trek jy dik baadjie aan, en na die tyd kom drink sommer 'n koppie sop ook saam met ons, kom kuier sommer lekker na die tyd saam met ons, so almal van julle is welkom. Maar dan wil ek ook vir elkeen van julle baie dankie sê vir die kermis. Ons het die afgelope naweek 'n fantastiese kermis gehad, en teen die tyd wat ons hierdie video opgeneem het, was daar sommer klaar klomp mense besig en baie bedrywighede by die kerk gewees rondom ons kermis. So ek wil ook dankie sê vir elkeen se harde werk vir die kermis, vir dit wat julle geskenk het, vir julle bereidwilligheid om te kom help by die stalletjies en sommer om eenvoudig net saam te kom kuier. So duisende dankies ook daarvoor. Julle, as ek julle vandag groet, moet julle weet dat ek groet julle in die naam van die Vader, God die Vader wat alles gemaak het, sy Seun Jesus Christus wat hy gestuur het na die wêreld toe om aan die kruis vir ons sondes te sterf. Deur die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat hy vir ons gegee het, sodat ons sy kinders kan wees en sodat ons sy werk hier op aarde kan doen. En mag ons dit onthou. Amen. Kom ons sing sommer hierdie volgende 2 liedjies ook baie lekker saam. I know he rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in his name. I believe. I'll raise the banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know he rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in his name. I believe. I'll raise the banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby,
die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Daar's niks wat my God nie kan doen. Daar's niks wat my God nie kan doen. Daar sê julle, daar's ook nou 'n geleentheid om die Here te dien met ons dankoffers. So julle kan dit deur middel van 'n EFT dalk oorbetaal as julle wil, of julle sal sien daar's ook die Zapper. As julle geregistreer het vir Zapper, dan kan jy dit ook op daardie manier oorbetaal. Kom ons gee geleentheid ook daarvoor. Baie dankie vir al julle bydraes wat julle altyd so getrou gee. Ons waardeer dit regtig baie. Ons gemeente is by baie werk betrokke, hierso in Bloemfontein en op ander plekke ook, sendelinge wat ons ondersteun. So dankie vir al julle bydraes wat julle altyd gee. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons ook saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag die voorreg het om weer die Bybel oop te kan maak en daaruit te kan lees en ietsie daaruit te kan leer. Wil U asseblief dat hierdie storie ook vandag vir ons baie betekenisvol sal wees en dat U vir ons sal help om dit te kan onthou, maar dat U ook so in ons harte sal werk vandag. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou ja, julle, ons het die afgelope tyd so regtig lekker gekyk na klomp verhale deur die boek Handelinge. Die boek Handelinge, ons hoor van Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Dis die 4 evangelies, dis die 4 boeke wat praat oor Jesus. Met ander woorde, die evangelie beteken goeie nuus, die goeie nuus van Jesus. En toe vaar Jesus op na die hemel toe. Dit het ons nou die afgelope donderdag gevier. En dan, as hy weg is, dan moet hierdie mense wat hy nou eintlik agtergelaat het, al sy disippels, sy volgelinge, moet nou aangaan om vir mense te vertel van hierdie goeie nuus wat hulle gehoor het. En so is ons besig in Handelinge om te hoor hoe die mense dan nou vir die ander mense vertel van Jesus, waarmee hulle besig is. Maar dit was nie altyd so maklik gewees nie. Partykeer was daar 'n paar kwaai struikelblokke in die pad gewees, of party mense het dit vir hulle maar bietjie moeilik gemaak, soos wat ons nou gaan hoor in vanaand se verhaal ook dan. So Paulus en Silas is nou 2 mense van wie ons gaan hoor in vanaand se verhaal. Hulle is ook 2 van Jesus se kinders, en dan gebeur daar nou die volgende dinge met hulle. Dit is so gewees dat daar 'n klompie mense was wat baie ongelukkig met hulle was. En toe vang hulle en vat hulle voor die mense wat in beheer was van die stad Filippi. Daar op die stadsplein het hulle daar voor al daai mense gebring en gesê, hierdie mense het in ons oë nou nonsens aangevang. Wat dink julle moet ons met hulle doen? Ons gaan nou die storie mooi lees. Maar terwyl ons die storie gaan lees, wil ek hê julle moet nogal oplet. In hierdie storie is daar ook 'n tronkbewaarder. En hierdie tronkbewaarder is mos nou iemand wat die mense binne in die tronk oppas. Nou, hoe dink jy moet 'n tronkbewaarder optree? As jy nou die persoon was wat die tronkbewaarder was, wat al die skelms of die mense binne in die tronk, dalk is nie almal skelm nie, maar die mense binne in die tronk nou moes oppas. Wat sou jy gedoen het?
Sal jy vreeslik vriendelik gewees het, of dink jy so met daai mense baie kwaai gewees het? Sou jy hulle vasgesluit het? Sou jy met hulle geraas het? Sou jy seker gemaak het dat hulle nie uitkom nie? Ons weet mos maar, dis so soort van die werk van 'n tronkbewaarder. So ek dink 'n tronkbewaarder was dalk 'n gevaarlike werk, en vandag se tyd is dit so, hulle werk ook partykeer met gevaarlike mense. Partykeer is daar dalk kansvatters. So wat sou jy doen om seker te maak dat hierdie mense bly binne in die tronk en hulle ontsnap nie of kan nie wegkom nie? So kom ons lees so stukkie vir stukkie uit Handelinge 16 uit. Ons gaan lees daarvan vers 20 af. Ek gaan net so elke kort stop en dan gesels ons bietjie oor daardie gedeeltetjie. So julle moet mooi onthou hoe hierdie verhaal nou aangaan, nê? So ons hoor van Paulus en Silas. Hulle het voor die stadsbestuur gekom en dan hoor ons nou ook in hierdie storie van 'n tronkbewaarder. So dit sê, hulle het hulle voor die stadsbestuur gebring en gesê, hierdie mense is Joodse mense wat moeilikheid maak in ons stad. Hulle wil vir ons gebruike leer wat ons as Romeinse mense nie kan aanvaar of navolg nie. Dan sê dit die skare, dis nou al die baie mense wat rondgestaan het en geluister het, die skare het ook teen hulle gekant geraak, het ook teen hulle gedraai, hulle het nie hulle kant gekies of Paulus en Silas se kant gekies nie. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeer en beveel dat hulle lyfstraf moes kry. So hulle het hulle klere, as hulle ook 'n dik baadjies aangehad het hulle afgeskeer, nie eers mooi uitgetrek nie, en lyfstraf is nou om pak slaag te kry. So toe het hulle pak gekry, hulle is geslaan. Nadat hulle baie geslaan is hulle in die tronk gegooi. En die bewaarder, hier hoor ons nou van die tronkbewaarder, hoor bietjie mooi wat het hy gedoen, as jy net nou gedink het, hoe sou jy nou die mense in die tronk seker maak dat hulle veilig bly in die tronk? So die tronkbewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Hy moet mooi kyk dat hulle nie uitkom nie. Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit. Dis soos amper die diepste sel, die diepste tronksel waar hulle opgesluit kan word. En hulle voete in die houtblok vasgemaak. So hoe sou jy gevoel het as jy nou Paulus of Silas was? Hulle het jou eers jou klere van jou lyf afgeruk, hulle het jou geslaan en dan het hulle vir jou die tronkbewaarder gegee en gesê, maak seker dat hierdie mense nie wegkom nie, jy moet hulle streng bewaak. En dan word hulle in die agterste of die diepste sel opgesluit en hulle voete word ook nog in 'n houtblok vasgeklem, so vasgemaak dat hulle nie kan dat hulle kan wegkom nie. Nou, hoe sou jy gevoel het? Ek dink miskien sou ons baie hartseer gevoel het. Ek dink ons sou nogal kwaad gevoel het. Dik mond, dalk saam met kwaad, nê. Ek dink ons sou nie vreeslik bly en opgewonde gewees het om daar te wees en beslis nie ek nie. As ander mense lelike goeders aan ons doen, dan laat dit ons nie baie lekker voel nie. Ons is gewoonlik nogal hartseer, ons voel nie lekker binne in ons nie, ons wil nie eintlik baie te doen nie met ander mense ook op daardie tyd nie. Nou, ek onthou, as ek hierdie storie lees, toe ek nou nogal klein was, soos al die klein kinders wat by ons tekkiesdiens is, of dalk na hierdie video luister, toe het ons by maatjies gespeel, en hierdie maatjies het 'n oom gehad wat in die polisie was, en iewerster het hulle nou boeie gekry, soos wat hulle die skelms mee vasboei, julle weet mos, hulle maak hulle hande so vas, of partykeer agter hulle rug ook so vas met hierdie boeie. En toe besluit hulle, maar hulle gaan my hande aan mekaar vasboei, en wraggies, daar doen hulle dit. Maar toe hulle het klaar gedoen het, toe sê hulle, hoorie maar, hulle weet nie eintlik waar is die sleutel van hierdie boeie nie. En kyk, was ek nou vir julle baie kwaad. Hulle moes toe nou lank soek om daai sleutel te kry. Ek het gedog ek gaan nooit vir uit daai boeie uitkom nie. En ek was so bang gewees, want ek het gedink hulle gaan my polisiestasie toe moet vat, dat ons kan kyk of daar 'n sleutel is wat hulle my mee kan losmaak. Gelukkig het hulle die sleutel gekry. Maar ek was nie baie bly met hulle gewees nie. En ek dink Paulus en Silas het baie rede gehad om ook nie bly te wees nie. Maar kyk wat het Paulus en Silas gedoen, as ons nou so klein bietjie verder lees. Dan sê dit, teen middernag, dit is nou in die middel van die aand, was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gelowiges
die ander gevangenes, die ander mense in die tronk, het na Paulus en Silas geluister, terwyl hulle bid en terwyl hulle sing. En julle, dit is vir my so mooi, hulle het baie rede om eintlik dan kwaad te kan wees oor hoe daar teenoor hulle opgetree is. Maar God se kinders kan kies om anderster op te tree, om mooi op te tree, om liefdevol op te tree, ook partykeer as mense ons kwaad maak, of as ons nie reg hanteer word nie. Dis maar 'n harde les wat ons moet leer, want dis nie vreeslik maklik nie. Ek moet vir julle sê, ek sukkel nogal om dit reg te kry. Maar Paulus en Silas is vir ons 'n mooi voorbeeld hierso. So wat doen hulle? Hulle kies om anders op te tree en lof aan God te bring. Ons hoor twee goeders. Die een is, hulle bid, en die ander een is, dat hulle sing. So wat gaan van hulle word op hierdie stadium? Nou kom ons lees nog verder, Handelinge 16 vers 26. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskit het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeye het los geraak. So wat sou jy doen? Dink gou, jy's in die tronk, jou voete was vasgewees, so vasgeklem in die binneste sel van die tronk en skielik is daar hierdie aardbewing. Ek dink eers skrik mens baie groot vir die aardbewing, né? Maar toe hulle weer sien, toe die tronk se deure oop en en hulle boeye is los, hulle voete het losgekom. Nou wat sou jy gedoen het? Dink jy dit is hulle kans om weg te hardloop? Ek dink ek sou daarom vinnig gekyk het of daai tronkbewaarder my sien of nie, en dan dalk gou vinnig weghardloop. So moet hulle dit doen of moet hulle dit nie doen nie? Kom ons hoor wat het hulle gedoen of wat het toe gebeur. Onthou julle nog van die bewaarder? Hier lees ons weer van hom. Die bewaarder het wakker geskrik. En toe hy sien dat die deure van die tronk oop staan, het hy sy swaard uitgehaal om homself om die lewe te bring. Dit beteken hy wou homself doodgemaak het, want hy het gedink die gevangenes het ontsnap. Hy het gedink hulle almal het weggehardloop. En dit sou beteken dat hy in baie groot moeilikheid gaan wees, want al die mense gaan dink dat hy wat die bewaarder is, het hulle laat wegkom. Hy wou dit as prins gedoen het, en daarom sou hy in die moeilikheid gekom het. Maar Paulus het baie hard vir hom geskreeu, moenie jouself doodmaak nie, ons is almal nog hier. Toe het die bewaarder 'n lig gevra, en hy het binne in die sel ingestorm, in die tronksel ingestorm, en hy het bewend, so hy het so gebewe, voor Paulus en Silas neergeval, en hy het hulle buitekant toe gevat, en toe het hy vir hulle gevra, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Nee, wat moet ek doen om ook een van God se kinders te wees? Hoe mooi is dit? En hulle antwoord hom toe, glo in die Here Jesus en jy sal gered word. So ons moet glo in Jesus, dan word ons sy kinders. Jy en jou huisgesin. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy huis gaan verkondig. So toe het hy hulle na sy huis toe gevat, die tronkbewaarder sy huis toe, daar waar sy mense was, sy vrou en kinders dalk, ander mense wat by hom gebly het. En toe het Paulus en Silas daar vir hulle vertel van Jesus. Wat 'n mooi storie is dit nie, nê? Hulle het nie weggehardloop nie, hulle was nie kwaad vir God nie, hulle het gebid, hulle het gesing, en hier gee God vir hulle weer 'n geleentheid om weer 'n keer die goeie nuus van Jesus aan mense te kan verkondig. So ook daar in die tronk, waar mens dalk nou maar sal dink dat God wil nie daar wees nie. Daar het God vir Paulus en Silas gebruik om vir die bewaarder van Jesus te vertel binne in die tronk. God is eintlik oral aan die werk. Daar is nie een plek waar God nie kan wees nie. Daar soos ons partykeer baie kwaad is, of moedeloos is, of hartseer is en dink, miskien kan Jesus nie hier wees nie. Dan is Jesus juis ook daarso by jou, selfs soos in die tronk. Hierdie harde tronkbewaarder, die man wat seker gedink het dat hy moet streng kyk dat die mense nie weghardloop nie, hy moet hulle vasboei en hy moet hulle kwaai behandel. Hy wat hulle toegesluit het en hulle voete in 'n houtblok vasgeboei het. Hy was daardie man gewees, maar nou hoor hy van Jesus,
En wat dink jy doen dit aan sy hart as hy hoor van Jesus? Dink jy dat hy kan nog steeds hierdie kwaai man wees? So kom ons lees bietjie verder, want dit is die verskriklike mooi deel waarby ek vandag wil uitkom. In vers 33 lees ons, op daardie uur van die nag, so in die middel van die aand, het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. So onthou julle, Paulus en Silas was geslaan gewees, miskien het die boeie waarin hulle voete was, hulle dalk ook seer gemaak. Hierdie tronkbewaarder was nie meer kwaai met hulle nie. Hy het al hulle seerplekke gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop, om te sê dat hulle nou kinders van Jesus is. Toe bring hy hulle na sy huis toe, en sit vir hulle 'n ete voor. So hy het ook vir hulle kos gegee om te eet. En julle, ek dink dit was nou sommer net toebroodjies gewees nie. Ek dink hulle het vir Paulus en Silas regtig 'n goeie ete gegee om dankie te kan sê. Hy en sy hele huisgesin was vol blydskap. Hulle was baie bly omdat hulle nou in God geglo het. So sien julle hoe mooi hierdie storie uitdraai op die ouene van die dag. So weet julle, partykeer is daar mense wie se harte baie hard is. Dis mense wat dalk maar seer gemaak is in die lewe en dan tree hulle hard teenoor ander mense op of kwaai teenoor ander mense op. Party mense word kwaai as gevolg van die werk waarin hulle is, dalk soos 'n tronkbewaarder. Miskien was die tronkbewaarders se harte nie so hard gewees in die begin nie, maar omdat hulle die heeltyd met mense werk wat dalk maar kansse vat en mense wat maar gevaarlike mense is, dan word hulle ook harde mense. Partykeer het daar regtig maar net goed in ons lewe gebeur. Of ons sit in 'n huis groot geword waar 'n mamma of 'n pappa dalk baie kwaai was en dan het ons maar so bietjie aggressief en kwaai geword. Maar vandag sien ons raak dat Jesus kan mense se harte sag maak. Ek dink nogal Jesus het op 'n manier Paulus en Silas se harte sag gemaak. Dis hoekom toe hulle in die tronk was en toe hulle geslaan is en vasgeboei is en in 'n diep donker tronk ingegooi is, het hulle op die einde van die dag nog steeds gebid en tot Jesus toe gesing, want hulle het iets van Jesus se sagte hart alreeds beleef. En nou sien ons ook dat hierdie tronkbewaarder se hart sag geword het. Ek en jy moet mooi kyk waar Jesus is. As ons vir Jesus raak sien en ons sien hoe hy werk in ons eie lewe, dan maak dit ook ons harte sag. En as ons so leef dat ander mense vir Jesus in ons kan sien, dan kan dit hopelik ook hulle harte sag maak. Ek wil vir julle afsluit met een laaste storie. Daar was 'n man gewees, sy naam was Henry gewees, en hy was nogal onbekend gewees, maar later het hy 'n regter geword. 'n Regter is iemand wat in die hof is en hy moet beslis wie het goed of sleg gedoen, en moet hulle gestraf word of nie gestraf word nie, kry hulle boete of nie 'n boete in die tronk, moet hulle tronk toe of hoe ook al. En so gebeur dit dat op 'n dag by hierdie man in die hof, by Henry in die hof, kom daartoe 'n man wat eintlik maar 'n bedelaar was. Hy het nie geld gehad nie, hy het nie 'n werk gehad nie, en wat hy toe gedoen het, is hy toe gesteel om vir sy gesin kos te kan gee. Hy het kos gesteel. En so kom hy toe nou in die hof, en daar moet oor hom beslis word, en Henry moet op die einde van die dag toe vir hierdie man sê, joh, weet jy wat, dit is nou inderdaad so. Jy het nou 'n keuse. Ongelukkig is hierdie ons regstelsel en dit sluit niemand uit en geen omstandighede uit nie. So ek gaan vir jou moedstraf. Jy gaan of 'n $20 moet betaal om terug te betaal vir hierdie kos wat jy gesteel het, of jy gaan nou vir 6 maande lank in die tronk sit. So dis nou jou keuse. En die man se moed het in sy skoene gesak, want hy het nie eens geld gehad om kos te koop nie. Hoe gaan hy nog hierdie $20, in ons tyd vandag is dit dalk soos R200 of so, is eintlik dalk bietjie meer, ek dink is R400 omtrent, so waar gaan hy hierdie R400 kry enigsins om nou te kan betaal? En toe sê hy so, ek lê vir jou hierdie boete op van R400. Toe sê hy, maar terwyl ek dit oplê, gaan ek uit my sak uit hierso vir jou R400 haal, sodat jy kan betaal vir jou boete.
Ek kan jou nie laat vrygaan nie, maar ek gaan namens jou betaal. En dit is om 'n sagte hart te hê. Maar toe sê hy 'n ander ding, toe sê hy, en vir al die mense wat binne in hierdie hof is, omdat dit so sleg is en omdat ons eintlik nie moet toelaat dat daar mense is wat nie 'n werk het en na wie daar nie omgesien word nie, gaan ek hierdie leë glas omstuur en elkeen van ons moet 'n $2 noot daarin ingooi en sodat ons dit vir hierdie man kan gee. En op die einde van die dag het daardie hawelose man wat eintlik gesteel het omdat hy geen ander keuse gehad het nie, het hy vrygekom omdat iemand se hart sag was, maar hy het ook sommer baie geld in die hand gehad sodat hy vir sy gesin kan gaan kos koop. Die mooi van hierdie storie is dat Jesus wil eintlik maar hê dat ons harte moet sag wees vir mense. En mag dit so wees dat ons altyd sagte harte sal hê, dat ons nie kwaai sal wees en lelik sal wees met ander mense nie. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, baie dankie dat u hart so sag was vir elkeen van ons, dat u vir ons aan die kruis gesterf het, dat u ook vir ons die prys betaal het, soos wat hierdie Henry vir daardie man die prys betaal het, wat nie sy boete kon betaal toe dit vir hom opgelê is in die hof nie. Maar so het hy ook vir elkeen van ons betaal, toe ons eintlik gestraf moes word vir ons sondes. En Here, dit moet maak dat ons harte eintlik baie dankbaar en baie sag sal word vir u en vir die werk en vir ander mense. Help vir ons dan dat ons kan raak sien en vir hulle kan lief wees en dat ons nie kwaai sal wees nie. En dat ons hierdie wonderlike boodskap wat ons het oor Jesus Christus dan met ander mense sal deel en nie vir onsself sal hou nie. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou ons sien vir julle volgende week weer met nog 'n Tekkiesdiens opname of kom kuier sommer gerus as julle kan saam met ons by die Tekkiesdiens 9uur by Heuwelsig se kerk. Julle almal is baie welkom. Mag julle 'n mooi en 'n goeie week ook hê en bly warm en bly gesond ook. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen.